Die Here seën jou en bewaar jou, skyn sy aangesig oor jou, mag hy genade bewys. Die Here draai sy gesig na jou, mag hy jou vrede gee. Nou, hulle is nou Tiens en Jeff, hulle gaan vir ons 'n lied speel vanoggend. Kom ons luister na die lied wat hulle vir ons voorberei het. Amen. Majesty, worship His majesty. Unto Jesus be all glory, power, and praise. Majesty, kingdom, authority, flow from His throne unto His own. His anthem, right, Pastor, die werk nie. Die werk nie. Ek dink hy ouens het iets gedoen na agter, maar die werk nie. Gee maar in elk geval vir hulle 'n hande klap. Kom doen dit man nou weer. Try nou weer, hulle gaan dit reg kry. Dis nou die badste weergawe wat ek van Majesty nog gehoor het. In my kort bedieningstyd. En julle het nou so mooi gesing. Man. Vanoggend bedien ek oor 'n vals klank. Ek weet nou nie hoe hierdie mense so vals kan wees op so 'n preek nie. Ek preek vanoggend en ek bedien saam met julle oor 'n vals klank. Hierdie maand praat ons oor lofprysing en aanbidding. Dis ons lofprysing en aanbiddingsmaand. November is vir my so spesiale tyd, want dis die een maand in 'n jaar wat ons die Here loof en prys from tick to tea. En baie keer wanneer ek en jy die Here loof en prys, dan vergeet ons dat die Here nie noodwendig altyd luister na ons lippe nie en ons musiekinstrumente nie. Baie lank terug het ek die voorreg gehad om by 'n FPPK konferensie te wees. Ek was 'n klein seentjie en daar sing toe 'n ander dogter en seun, maar julle vals. Nou kyk, as iemand vals sing, kan jy nie anders om te lag nie. Dis soos iemand wat val. Jy sit nou 'n klomp sedebewakers hier vanoggend en julle lag nie as mense val nie. Moenie voor my val nie. Waar staan die Joey? Ag, ek moet. Sy loop eendag daar by die pastorie en die volgende oomblik toe sy in die bedding in. Ag, julle, dit is so lekker, maar iemand wat vals is, jy lag mos maar vir hulle. En as kinders het ons vir hierdie twee wat gesing het vreeslik gelag in die banke. Maar soms laat die Here toe dat iets in jou gedagtes ingeets word. En daai oggend sê die pastoor, die Here het nie geluister na hulle lippe nie, of na die klank van hulle lippe nie, maar na hulle hart. En hy verduidelik, hy sê dat wanneer die klank opgaan, dan gaan dit deur 'n sif. Want ons iets dieper as klank. God kyk nie eers na die ritme van ons lied nie, hy luister na die ritme van jou hart. En Sondag na Sondag sit ek en jy hier en ons sing en ons lofprys en ons aanbid die Here. Maar weet jy, God luister na jou hart. God luister na die lied van jou hart en nie die lied op jou lippe nie. God luister nie noodwendig, kind van die Here, na ons mooi musieke nie. Hy luister hoe klink ons musikante se harte. Het is belangrik dat ek en jy vanoggend sal besef dat God luister anders as wat ek en jy luister. 'n mooi stem is daarom maar 'n mooi stem. 'n mooi stem kan my bekoor. Is dit nie so nie? Dink nou aan Patricia Loos, wie onthou haar nog? Man, sy kon sing. Sy in 'n Bless Bridges het mos so 'n lied oor rose gesing. Wie was toe op die aarde toe hulle daai liedjie gesing het? Dit voel ook nou al soos baie lank terug. Maar 'n mooi stem is 'n mooi stem. Wie onthou nog vir Guy Korsten? Sing, seeman sing. Dis so mooi. Ek gaan eerder nie vir julle sê na watter tipe musiek ek nou luister nie. Baie selektief is hier weer. Die kerkraad het 1 jaar my soontoe gestuur met my verjaarsdag. Baie dankie Eddie, dit was nog die beste geskenk nog na 'n band waarvan ek hou.
Maar dit klink mooi en dit is mooi wanneer mense mooi kan sing, maar in die kerk werk dit anders. God kom nie en kyk of is ons luidsprekers reg ingestem nie en dankie Sherwin, dit klink al hoe beter daar agter. Maar weet jy, die Here luister na die hart van gelowiges wanneer hulle sing en ons kan so maklik 'n vals klank produseer. Dit is so maklik vir my en jou wanneer ons harte nie reg is nie, want Jeremia 17 vers 10 sê vir my en jou dat God is die hartekenner. Eddie, vanoggend terwyl jy open toe bid jy hierdie skrif toe, kry ek my bevestiging, want die woord van die Here sê ek, die Here, deursoek die hart en toets die niere. Almal van julle wat nou 'n bietjie kwaai drink, dis 'n probleem vir julle daai toets die niere. As jy nou gisteraand miskien ekstra gevat het of so, weet net die Here weet wat hier binne aangaan. Hy sien daai black label en al die goed wat julle so drink. En die mense wat so dragon drink en monster drink. Yes, waar is julle? Julle is ook mos hier. En dis nou my vrou, onder andere. Maar die Here is die hartekenner en die niere toetser. Dit beteken God kyk na die kwaliteit van jou hart en nie na die kwaliteit van jou stem nie. Hy is die hartekenner en eendag in die hemel het daar ook 'n vals klank ontstaan. Het jy dit geweet? In die hemel het daar ook eendag 'n vals klank ontstaan. Lees saam met my in Jesaja 14 vers 11 tot 14. Wat het met die hemelse koortjieleier gebeur? Jou trots is neergewerp in die doderyk. Die geruis van jou harpe, onder jou is wurms as 'n bed gesprei, en maaiers is jou bedekking. Hoe het jy uit die hemel geval, o môrester, seun van die daggeraad? Hoe lê jy teen die aarde neergeslaan, oorweldiger van die nasies? En jy het in jou hart gesê, ek wil opklim in die hemel, my troon verhef bo die sterre van God, en sit op die berg van samekoms, in die uithoeke van die noorde. Hoe is dit, vra die woord van die Here, dat jy geval het uit jou plek uit? Hoe is dit? Nou die woord van die Here praat hier oor die duiwel. As jy dit nie geweet het nie. En ek sal baie keer op 'n Vrydag saam met Amoriek bietjie gesels, dan sê ek vir wat ek gaan preek. En sy was vreeslik benoud, want toe ek vir haar sê, ek gaan bietjie oor die duiwel preek, toe sê sy vir my, jy sê nie 'n woord van my ma nie, hoor jy my? Ek gaan nie. Oom Niels, daai was vir jou, Oom Niels vir hy, ons 'n ewige fetus met sy skoonma aan, maar in elk geval, ag julle, ek moet julle sy grappie vertel. Moet nou nie kwaad wees nie, bewaar jou hart, maar hy sê altyd, hulle het sy skoonma onderste bo begrawe, sodat as hy begin grou dan, as jou skoonma is dit nou jou tyd om haar so 'n ouetjie te gee. Maar julle, die woord van die Here praat hier van die vyand, hy praat hier van die duiwel. Hy praat van Satan wat eens op 'n stadium in die hemel was. En hy het alles gehad, die woord van die Here beskryf hom as hierdie groot en magtige gerubsengel. En dan vra die profeet Jesaja, hy skryf eintlik hier oor Tyrus, beeldspraak vir Satan, en hy sê, hoe is dit dat jy wat so magtig was, jy wat so sterk was, hoe is dit dat jy uit die hemel uit neergewerp is? En dan antwoord hy ook, dan sê hy, want eendag het daar iets in jou hart skeef gegaan. Weet jy dat die vyand was die engel van musiek in die hemel gewees? Hy was die een wat verantwoordelik was vir musiek in die hemel. As jy my nie glo nie, lees saam met my in Esegiel. Die Afrikaans sê dit nie so nie, ek het dit gaan lees. Die Engels beskryf dit die naaste aan die oorspronklike. Hoor wat sê hy? Thou hast been in Eden, the garden of God. Every precious stone was thy covering. The sardius, topaz, and the diamond, the beryl, the onyx, and the jasper, the sapphire, the emerald, and the carbuncle, and gold. The workmanship of thy tabrets and of thy pipes was prepared in thee in the day that thou was created. Die woord van die Here beskryf, hier praat hy ook van die vyand wat neergewerp is, en dan sê hy, Satan was letterlik gemaak met pype in sy binnekant.
Hy was gemaak en geskape as 'n mooi en 'n edele wese. En die woord van die Here sê dat hy pype hier binne hom gehad. In Afrikaans gebruik hy die woord kassies. Soos 'n orgel. En wanneer die winde van God in die hemel waai en dit waai deur sy wese, dan sou dit musiek produseer. En eendag gebeur daar iets in die hemel en ek wil jou vertel van hierdie iets wat gebeur het, want dit is verskriklik en is vir my en vir jou 'n les van môre. Nog een terug, bly maar daar, Michael. Maar weet jy, kan ek vir jou sê, kind van die Here, dat eendag, toe die winde van God so deur die hemel waai, toe hoor God, maar daar's 'n valse geluid skielik in die hemel in. Toe hoor die Here, maar daar's iets fout met jou hart, want die Bybel sê, ek wil opklim in die hemel, ek wil my troon verhef bo die sterre van God. En God hoor, dat die eens instrument, die eens môre ster, het 'n valse geluid begin produseer. Weet jy waar die valsheid van Satan begin? Nie op sy lippe nie, in sy hart. En hy begin om 'n valse geluid te produseer en God in sy almag werp hom onmiddellik uit die hemel uit. Daar was nie kans vir debatteer nie. Daar was nie kans dat God hom eers ingeroep het vir konsultasie nie. Toe God die valse klank hoor, toe Satan uit. En al diegene wat die valse klank begin namaak het. Ek het baie gewonder oor hoe het die ander engele ook daai valse klank begin produseer. En dit kom in my hart en so op, dat is baie eenvoudig. Toe Jeff vals sing vanoggend en vals speel, toe speel 10 ook skielik vals. En in die hemel, toe die een engel die valse geluid hoor, toe gooi dit baie van hulle af van tune af. En God hoor daai valse geluid en hy werp Satan uit. Die teoloë reken dat die uitwerping van Satan het ergens tussen Genesis 1 en net voor die sondeval plaasgevind. Hoe dit ook al sê en wanneer dit gebeur het, die Bybel sê nie vir ons baie van die duiwel nie, want dis nie die hoof storielyn nie, dit is nie die metanarratief van die skrif nie. Die Bybel se storielyn is Jesus Christus, en ek wil nou klaar kry met die vyand, en ek wil begin fokus op jou, want jy sien, kind van die Here, ek en jy moet gewaarsku word, dat God luister na jou hart. En daar's 5 goed, en nou kan jy aangaan, Michael, daar's 5 goed, wat 'n vals klank in jou lewe in produseer. Matteus 12 vers 34 sê, want uit die oorvloed van die hart praat die mond. Wil jy weet hoe om reg te praat, kry jou hart reg. Die probleem lê hier binne, nie hier buite nie. Maar die eerste ding wat in my en in jou lewe 'n vals klank veroorsaak, is hoogmoed. Ons almal ken 'n hoogmoedige erns, en ons het gewoonlik sulke mense in ons familie. Dis nou daai een wat te goed is om jou te groet. Hulle is so neus in die lug. Het jy so iemand in jou familie? As jy nie het nie, dan is jy daai een. 'n hoogmoedige persoon. Hulle groet nie, graag nie, hulle dink hulle is beter, is te goed vir jou, te goed om jou te bel. Daar's 'n storie wat ek baie lief is om te kyk, en ek wonder nou, daar seker enkeles wat dit sal ken, maar dis Keeping Up Appearances van Lady Bouquet. Wie het dit al gekyk? Haar van is Bucket, Althea, maar as hy haar van spel, sê nee, is nie Bucket nie, dis Bouquet. The Bouquet Residence. Hoogmoed is iets wat God 'n absolute weersin in het. Spreuke 16 vers 18 sê, trots kom voor die verbreeking en hoogmoed voor die val. Hoogmoed laat jou dink jy is jou eie dirigent. Hoogmoed laat jou dink jy klink baie mooi. Daar's niemand so erg soos iemand wat dink hulle kan mooi sing of speel en nie mooi sing of speel nie. En dis wat hoogmoed doen. Hoogmoed maak jou totaal en al onbewus van die foute in jou lewe in. Hoogmoed is daai kondisie in my en in jou hart, dit wat Satan gehad het toe hy gesê het, ek wil my verhef bo God. Ek weet beter. Ek het dit gister op my Facebook gesit. Wanneer jy sê, ek dien die Here op my manier. Ek bid op my manier. Ek doen dinge op my manier. Dis die eerste sinnetjie voor hoogmoed opstaan. My manier, my metode. Dit produseer 'n valse geluid in ons hart. Die tweede vals klank in ons lewe is trots.
Nou trots is bietjie anders as hoogmoed. En jy moet dit vanoggend verstaan. Trots is soos 'n vals koorbalans. Trots is daai ding wat jy sê, ek het niemand anders te nodig nie, I'm a self-made man. Ek sal alles op myself doen, ek sal alles op my eie reg kry. Me, myself and I. En ons leef in 'n baie trotse tyd. Ons het 'n iPhone, MySpace, MyPad. Alles gaan net oor my. Ek. Die eie ek. Daar's 'n pastoor wat baie sukkel in sy gemeente. En hy sonder af op 'n plaas. Hy vra, Here, wat is fout in my gemeente? Wat is fout in my lewe? Elke dag gaan stap hy so langs die dam. Dan is daar 'n klein eentjie wat hom volg. En hier na 5 dae sê hy, Here, ek hoor nie u stem nie, wat is fout? En die Here sê vir hom, raak net 'n bietjie stil en luister na my boodskapper. En daai eentjie sê, ek. Toe sy fout die eie ek. En dis wat trotsheid doen. Trotsheid laat my op myself fokus. God haat trotsheid. God haat trotsheid. Trotse oë en trotse hande en mense wat so trots is oor dit wat hulle vermag het en dit wat hulle gedoen het. Terwyl Koos Doep daai liedjie skryf en hy sing, hy sê wat ek is net genade en wat ek het is net geleen en eintlik smag ek na die waters, Here, lei my vandag tog daarheen. Trots is die een ding wat eintlik jou van God af wegstoot. As kinders het ons mos sulke magnete gehad. En as jy die magneet die regte kant toe draai, dan trek hy die ander magneet aan. Maar is dit nou so as die twee teenpole by mekaar is, dan stoot hy hom ons nou af. Julle is slim wiskundiges en fisiese wetenskap ouens weet seker beter. Maar trots is die pool wat God van my en jou af wegstoot. Nederigheid is die pool wat God na my en jou toe aantrek. Die een ding wat 'n baie groot valse klank in ons lewens produseer, is haat. Haat is die afwesigheid van liefde. 1 Johannes 4 vers 20 sê, as iemand sê ek het God lief en sy broer haat, dan is hy 'n leienaar. Met ander woorde, hy is vals. Jy kan nie sê ek het God lief, maar jy het nie die ou wat langs jou sit lief nie. Jy kan nie sê, Here, ek het U lief met my hele hart en met my hele siel, maar die sussie wat langs jou sit, wat jy nou die dag nie kon groet, omdat sy iets teen jou gedoen het, dit getuig nie van liefde nie, dit getuig van 'n valse klank in jou lewe. God luister baie keer na wat in huise aangaan, voordat hy luister na die gebede wat uit die huise uit opstyg. En mans, ons het probleme, want die woord van die Here sê, as jy in onvrede met jou vrou leef, dan verhinder dit jou gebede. Hoekom dink jy verhinder dit jou gebed? Want God luister nie na jou gebed nie, hy luister na jou hart. Hy luister na die ritme van jou hart. Die 4de valsklank in die mens se lewe is sonde. Dis inteendeel so 'n erge valsklank dat die woord van die Here in Jesaja beskrywe, julle ongeregtigheid het 'n skeidsmuur tussen my en julle geword. Ek kan nie hoor as julle bid nie. Die 5de valsklank in ons lewens is onvergewensgesindheid. Dis wanneer ek nie iemand wil vryspreek nie. Dis wanneer ek nie iemand wil vergewe nie. Almal maak erns seer. Ek wil net vinnig hier stil staan. Almal maak erns seer. Erns gaan jou man, jou vrou, jou kinders, jou vriende, jou buurman, jou kerk, jou seer maak. Julle weet dit tog, né? Dit gebeur, mense maak seer. Hierdie lewe is eintlik maar 'n plek waar jy baie seer kry. En die kerk is die plek waar jy die seerste kry. En wanneer iemand jou seer maak, wat doen jy dan? Hou jy vas aan daai seer. Jy wil nie vergewe nie. Maar Markus 11 vers 25 sê iets interessant. Wanneer jy staan en bid, vergewe as iemand iets teen julle het. Hoekom dink jy gebruik jy die woord bid en vergewe in dieselfde sin? Want as jy onvergewensgesindheid in jou lewe het, kan God nie jou gebed verhoor nie. Dit produseer 'n vals klank. Die orgel kan hoe mooi wees. En hy kan met die mooiste hout getrapeer wees en die beste orgelpype. Maar as hy vals is, ou broer, beteken hy orgel niks. Ek het 'n klavier daar in my huis, 'n night klavier. Dis 'n baie mooi en 'n baie spesiale klavier. Bal en klou. En weet julle, hierdie klavier, elke nou en dan raak hy bietjie vals. Hy raak uit tune uit. Dan moet ek iemand kry en daai persoon moet hom kom stem.
En ek het agtergekom dat die beste stemmers van klaviere is toevallig ook blind. Toe maar antwoord maar broer, prys die Here. Die beste stemmers van klaviere is blind, want om te hoor moet jy nie kan sien nie. En ons dink God kyk na hoe hoog ons hande in die lug is. Ons dink die Here kyk na hoe mooi ons orkeste is, terwyl hy luister na die kondisie van die hart, na die kondisie van die instrument. Onvergewensgesindheid produseer 'n vals klank in ons lewe in. Maar ek wil jou ook daarom vertel, daar's hoop, want daar is 'n manier om hierdie klank in jou lewe suiwer te hou. Ek en jy het weer nodig om terug te keer na die Bybel toe. Psalm 19 vers 15 sê, laat die woorde van my mond en die oordenking van my hart vir u aangenaam wees. Nou vanoggend, daar in ons huis in die pastorie, toe stap ek nou verby 'n asblik. En ons het 2 babas. Julle, en wat doen babas? As hulle maar net het, as hulle net wou slaap. En ek loop verby daai asblik, en Dinsdag is sakke, so het van daai goed sit nou al 'n rukkie daar, en daai buite se asblik. Weet jy wat se reuk is dit? As jy daai asblik so oplig. Hy slaan jou hier, dead center. As jy maar net kan weet, hoe baie keer stink jou lofprysing en aanbidding vir God. Omdat jou hart vol vullis is. Kry jou hart skoon deur om Bybel te lees. Kry jou hart skoon deur om sonde te bely. Ek bely graag my sonde, ek het altyd by Christo bely. Nou gaan hy weg, nou bely ek maar by Dion my sonde. Ek wonder wat dink hy van my. Maar is alright. Want as jy jou sonde bely, dan begin die tuning proses. Weet jy, ek en jy moet luister vir God, want hoe meer ons luister, hoe suiwerder word ons klank. Hoe meer ek en jy in liefde inloop, hoe meer suiwerder word ons klank. En as daar een ding is wat ek en jy moet vashou, dan is dit die klank van nederigheid, want hoe nederiger ek is, hoe beter speel die meester op my. Hoe beter speel hy op my. Hoe beter speel hy deur my. Christus Jesus is eintlik vir my en jou die perfekte voorbeeld van een wat 'n suiwer klank geproduseer het. Matteus 3 vers 17 sê God uit die hemel uit, hy sê dit is my geliefde seun in wie ek welbehae het. Kom nou kerk, Christus Jesus is die een wat die beste en die suiwerste klank nog geproduseer het. Net hierna toe sy daar in die wildernis en Satan kom en hy probeer om hom te versoek, maar weet jy wat sê Christus vir hom keer op keer? Hy sê daar staan geskrywe. En elke keer en elke moment met elke versoeking, dan kom die klank van Christus net beter na vore. Suiwerder na vore. Ek en jy moet hierdie klank van Christus namaak in ons lewens. Ek en jy moet hierdie klank wat Christus in ons lewens produseer, moet ons koester en ons moet dit uitstreef. En jy kan aangaan, Michael. Hoor wat sê die woord van die Here vir my en jou in Openbaring 5 vers 9. Hy sê, en hulle het 'n nuwe lied gesing, waardig is die lam. Toe Lucifer val, toe hoor ons 'n vals noot. Toe Christus sterf, toe hoor ons 'n nuwe lied. En ek en jy het vanoggend deel in hierdie nuwe lied. Ons hoef nie meer 'n vals lied te produseer nie. Ons hoef nie meer vals te wees nie. Van julle gaan vir altyd vals wees. Ek weet dit, maar ek bedoel jou hart. Jou hart moet nie meer 'n valse geluid produseer nie. Laat toe dat Christus in jou en deur jou 'n suiwer geluid voortbring. Ek is bykans klaar. Ek wil graag die volgende skrif met julle deel, Michael. Ekskuus, hy is nie daar nie, hy is hier op my tablet. Gee my net 'n oomblik. As jy die woord van die Here leer vir my en jou in Kolossense 1 vers 27, Christus in julle, die hoop van die heerlikheid. As Christus in my en jou is, dan is daar 'n suiwer geluid wat vorentoe kom. As Christus afwesig is, dan is dit maar 'n baie valse storie en 'n valse besigheid. As Christus in ons is, dan is daar 'n mooi geluid, 'n mooi lied, 'n mooi noot wat voortgebring word. Ek wil jou uitnooi om vanoggend vir 'n tuning te kom. Gaan ons daai lied weer probeer, teens? Asseblief, speel net in dieselfde sleutel hierdie keer. Verkies ek in A-flat. Ek sing beter daar. As jou hart vals geword het,
is dit nie verby nie. Dit is 'n geleentheid vir God om jou net 'n weer bietjie te kom stem. As daai klavier van my uitraak, dan bel ek daai ou in Pretoria. Hy die eerste keer toe sê vir my, ek is blind, ek kom Dinsdag, toe sê ek moet asseblief net nie self ry nie. Sy vrou het hom gebring. Maar toe hy agter daai klavier sit en hy begin so te karring en te peter, dan hoor ek, die note raak al hoe suiwerder. Die klank raak al hoe beter. Dit klink al hoe soeter. Dit klink al hoe mooier. En wanneer God se gees in jou lewe begin karring, en die oortuiging van God se gees kom, dan hoor jy, ek praat al hoe beter. Ek dink al hoe beter. My geselskap is al hoe mooier. As jy vanoggend sê, Here, hier's fout. Help my. Tune net bietjie my hart, sluit net gevinnig jou oë en buig net jou hoof. Terwyl ons hierdie lied sing, gaan ek vir jou die geleentheid gee om saam met ons op te staan en te sê, Here, ek wil U loof en U aanbid en U prys. En mag my taal, mag my klank suiwer wees en nie vals wees nie. Amen. Majesty, and worship His majesty, and unto Jesus be your glory, power, and praise, and majesty, and kingdom authority, and flow from His throne unto His own, His anthem raise. So exalt, lift up on high the name of Jesus. Magnify, come glorify Christ Jesus the King. And majesty, worship His majesty. And Jesus who died, now glorified, King of all kings. And majesty, worship His majesty. And unto Jesus be your glory, power, and praise. Majesty, kingdom, authority, and flow from His throne unto His own, His anthem raise. So exalt, lift up on high the name of Jesus. Magnify, come glorify Christ Jesus the King. And majesty, and worship His majesty. And Jesus who died, now glorified, King of all kings. Jesus who died. And Jesus who died, now glorified, King of all kings. Amen. Prys die Here. Mag jou hart suiwer wees.